verwelkom na ons aanddiens. Draai dit na die volgende persoon of die persoon langs jou en sê Jesus het jou lief. En as jy saamstem, sê amen. Amen. Praise die Here. Ja, sê amen. Net voordat ons vanaand se diens saam gaan geniet, dat ons net ons oë sluit en open met gebed. Here, ons sê baie dankie dat ons weer 'n kans het om vanaand in die diens te kom weer saam met ons broers en susters. Here, as ons vorentoe kyk en daar's 'n orkesie so wat so lekker liedjies speel, Here, is dit onmoontlik om stil te staan, Here, om nie ons hande in die lug te sit nie en te sê dat Here, U is nog steeds koning, U staan nog steeds op die troon en Here, U kyk nog steeds af met ons met liefde en genade. Here, ek sê baie dankie vir elke broer, elke sussie hierso vanaand. Here, dat die Gees sal oor ons waai vandag, Here, dat die liefde sal oor ons waai, Here. Ek vra dat die diens wat voor lê, Here, dat U sal dit opneem in U hande, dat U sal dit lei, Here, en elke note wat sal speel vanaand, sal U verheerlik. Is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Amen. Say there is gladness in my soul today. Amen. Thanksgiving in my heart.
Wie kan lief wees soos U? Amen. As jy my skryf. Wat is julle wakker? Dis lekker. Dis lekker werk. Jy moes weer gesing het, man. Nie vir my wag nie, ek hoef nie te preek, ons kan lekker sing vanaand. Vanaand gaan ons so 'n bietjie dit anders te doen. Ek gaan nie alleen preek nie. Ons gaan so 'n bietjie vir almal 'n geleentheid gee om bietjie te getuig vanaand. Want dis 'n ding wat ook belangrik is. So ek het een ding geleer in my lewe. Jy's gedruk. Of jy getuig of jy bely. Jy het een van twee keuses vanaand. So jy moet besluit of jy dink aan 'n goeie getuienis of jy dink aan 'n goeie belydenis. Maar een van die twee moet ons vanaand doen. Iets gaan ons doen. Nou ek wil vandag net vanaand met julle twee skrifte deel in Romeine 10:10 waar hy sê want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dis wat vir ons belangrik is. Geloof kom dan deur wat? Die skrif sê kom deur die gehoor, nee. Ons moet hoor dat die Here goed is. Ons moet hoor dat die Here red. Ons kan nie net alleen net, ag julle, dis lekker om te preek, maar dis lekker as iemand anders nog bietjie getuig. Is dit nie? As ons bietjie kan vertel oor die goedheid van Jesus in ons eie lewens, is dit net so belangrik. Nou, Romeine 10:17, hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Nou vanaand gaan ons mekaar bietjie bemoedig. Bemoedig met 'n mooi getuienis. Bemoedig dalk met jou belydenis, met die gedeelte of dit wat die Here op jou hart gelê het. Die skrif sê dan wanneer ons opkom, moet ons met iets opkom. Nee, ons moet eintlik nie laat opkom nie. Ons moet met 'n lied kom, met 'n getuienis, met 'n woord, met 'n insig. Soos elkeen net vanaand kan nie eintlik sê ons sit in die leë hande nie. Ons het almal eintlik iets wat ons vanaand moet doen. So vanaand gaan dit nie rondom 'n preek nie. Dit gaan eintlik bietjie oor ons wat bietjie kom vertel oor die goedheid van Jesus. Nou, ek en hulle vanaand, ek sê nou voorreg, ek mag eers getuig. En daarna kan julle almal getuig. Hoe lekker is dit? Dan kan ek bietjie rus en julle kan bietjie die praatwerk doen.
Ek sit vandag, daar's twee groot gebeurtenisse. Nou eintlik die een is meer my vrou se getuienis. Maar ek gaan dit vanaand getuig uit die perspektief uit hoe ek in daai tyd ervaar het. So voordat ek en my vrou by mekaar gekom het, was sy in 'n groot karongeluk. En die karongeluk het amper haar lewe gekos. Nou op daai stadium was ek net daai jeugleier. Ek het was nie te veel betrokke nie, maar ons was betrokke. En iemand vra my die een hand, hoorie, Chanel was nie Vrydag aand by die nie. Waar was sy? Sê toe nee, ons weet nie. Probeer toe uit te vind, en eventueel dink ek het ons haar sussie in die hande gekry. Vra toeval wat gaan aan. Sê toe vir ons nee, sy was in 'n groot karongeluk gewees. En die Saterdag na werk besluit ons toe almal ons gaan nou maar gaan ry of 'n week later, kan nie omdat was dit dieselfde Saterdag of die Saterdag daarna nie ry ons gaan van kuier, ons gaan gaan bid in die hospitaal. En ons kom daar aan en sy het so groot gips hier om haar regterbeen gehad. Haar lip het so gestaan, sy het daai tyd gespot, sy het gesê sy het Angelina Jolie lippe. Sy wou dit altyd gehad het. Sy was so lekker opgeswel, so 'n poffertjie gewees. Maar julle, die vrou was amper maar vir 'n nerveus. Nou, sy moet maar eendag self al getuienis vertel, maar dit, hoe ek het nou maar verstaan en gehoor het, is dat die dag na, toe die ongeluk gebeur het, die ouens wat voor haar ingery het, want hulle wou voor haar indraai, maar hulle het ook weer nog van die rede wou vinniger as sy ry. Ek het nie oor die besef, sy ry al klaar so vinnig nie, maar goed, hulle wou nog vinniger as sy ry. Sy ry toe in hulle vas, nie haar skuld nie, en in 'n geval, in plaas van hom te stop en te kyk of sy okay is, los hulle by binne die kar, en hulle los hulle af vir die dood. En eventueel iemand ry toe verby en sê, wie gaan iets aan bel die ambulans, en gevolglik vind mense toe uit nou wie dit is, en wat aan die gang is, bel toe na oupa, kry al by 'n privaat hospitaal wil direk opereer, maar oupa moet 'n klompie geld betaal, en hy sê nie op dat oomblik kan geld betaal, en dank die Here vir daai insig. Sy gaan na 'n staatshospitaal sê die bloede moet eers sak, die swelling moet swak, hulle wag toe, en die dokter kom toe terug na haar toe, en hy sê vir haar, luister, as jy net daar en dan geopereer het, sou jy sekerlik uitgebreek, jy sou gesterf het. Nou, of julle net, dit is maar nou net vir julle 'n bietjie agtergrond te gee, soos hy die femur na bobeen gebreek, dis die sterkste been in 'n ou se liggaam is jou femur, is hierdie bobeen. Haar knieg was maar basies vergrys, of nie vergrys nie, maar was in stukkies gewees, het was stikkend gewees. En nou ja, soos ek sê, ons kry by die hospitaal, die gewig om die been maar reguit te hou. Ons bid vir daar en ons loop weg. En daai Vrydag aand kom ons weer by die jeug. En ons bid, en terwyl ons bid vir haar, voel ek die Here lei dat so besering, kom ek sê dit eers so besering is gewoonlik so 6 maande tot vir herstel. Voordat 'n persoon weer kan leer loop en weer gesond word en weer normaliseer. Maar die aand ons bid, toe bring die Here dit op ons hart, dat die Here sê in 3 maande se tyd gaan sy weer mobile wees, gaan sy weer kan loop. Nou julle, as ek vandag moet sê, ek weet nie altyd waar kry ou hierdie tipe van geloof as die Here dit sê. Dit is partykeer 'n wonderwerk wat die Here doen, hoor. En 21 weke na haar karongeluk, was 12 weke, as ek relatief het. 12 weke na haar karongeluk, neem sy video, hoe sy uit die rolstoel uit opstaan, nou nog steeds met die stit om die knie, hoe sy opstaan en sy weer begin loop. En dit is die getroue God wat ek leer ken het. Ek het gesien hoe dit hy wonderwerke verrig. Man, ek glo, medici het hulle werk, maar hulle weet nog nie alles nie. Hulle kan nog nie alles verklaar nie. Ons God kan en hy wil. En ek glo vanaand dat hy vir elkeen wil. Wat ook al die omstandigheid is, wat ook al jou probleem is, die Here kan en hy wil dit vir jou raak sien. Vanaand van die vrymoedigheid, kom vertel ons bietjie van die goedheid van Jesus. Ek stel dit oop. Julle is vry, andersins gaan Steven begin. Goeienaand broers en susters, baie groot geleentheid om almal hier so te sien vanaand. Ek wil net gou praat oor my broer en oor my. So ek is baie lief vir my broer.
Ons praat amper elke dag en as ons praat, dan sit 20 minute, uur en 'n half, 2 ure, dan na die tyd, dan sê my vrou, wat het julle oor gepraat? Ek sê my lief, ek kan nou nie sê nie, maar ons het gepraat. En dis so 8 jaar terug, waar ek my vrou en my skoonouers ontmoet en ek het plaas toe gekom en die Here het my lewe verander en hy het my 'n wonderlike familie gegee. Die Here het werklik in my lewe gewerk. Ek het opgegroei as 'n ateïst. Ek het nie in God geglo nie. My ma het die Here gedien en ons het kerk toe gegaan, maar die Here was nie vir my nie. Daai tyd het ek gevoel die Here was nie vir my nie. En eventually, dis hoe die Here werk. Nie op ons tyd, maar op sy tyd. En eventually kry ek 'n wonderwerk in my lewe en ek sien die kerk al gevoel het 'n wonderwerk deur hom wat hy kan optel. En ek lees in Psalm 139 sê dit die volgende. It says, "Oh Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit down and you know when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my laying down, and are clean with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it all together." En ek wil my broer uitroep vanoggend in die gees, of vanaand in die gees, en ek wil hom ook welkom, al is dit nie in ons kerk nie, enige ander kerk van naby is, dat hy sal 'n spesiale sitplek kry, en dat hy sal die Here begin dien. Amen. Amen, die Here is getrou. Ek wil net sê op 'n belydenis, as jy jouself verneder, sê die woord, hy sal jou verhoog. En ek glo binnekort gaan Tannie se verhoging kry by die Here, omdat Tannie gehoorsaam is en bereid is om Tannie self te verneder. Ek wil graag vir julle 'n bietjie agtergrond gee van myself en ek wil vir julle sê hoe die Here my kom red het, een uit 'n geslag. En hoekom ek sê een uit 'n geslag is want my ouers en my oupa, hulle kerk toe gegaan, jy weet, soos my ouers het kerk toe gegaan, maar nie dat ek nie. My oupa het kerk toe gegaan by Presbyterian Church. Maar dis daai tipe van jy gaan kerk toe en dan die res van die week doen jy wat jy wil, jy drink jou drankie, jy rook jou rookie, jy fokus jy kwaad is. Daar's nooit die bekering regtig gewees nie. My pa verskriklik baie seer in sy lewe gehad, so hy bly weg van die kerk af. Hy was hier, hy ondersteun ons, ek moet sê, maar my pa dien nie die Here nie, hy weet van die Here en hy sal nooit die Here deny nie, want wat die Here al vir hom gedoen het, kan hom nie deny nie, maar hy dien nie die Here nie. So word ek groot, of word ek gebore, en op die jaar van 2 jaar oud toe sterf my ma. En so hoor ek toe nou jare na, nou onlangs, hoor ek dat ek was bietjie by my pa, dan het ek by my ouma gebly, dan het ek by my oupa gebly, dan het ek weer by my pa gebly, dan het ek by my ouma gebly, dan het ek by my oupa gebly. En so het dit aangegaan. Nou ek kan dit nie onthou nie. Maar op die ouderdom van 6 het ons kleuterskool 'n talentkompetisie. En ek was daai tyd al feisty en ek beklei met my pa en ek sê vir hom, ek gaan nie sing nie, ek gaan nie deelneem nie. En ek draai om en ek stap en toe ek my voet so in die huis in sit, hoor ek die woord, die stem van die Here duidelik vir my sê, jy moet jou talente gebruik. Nou so klein as wat ek is, en ek nie geweet het baie van die Here nie, het ek op daai oomblik geweet, dis God wat gepraat het. Ek het geweet in my hart, hierdie is my maker wat nou net met my gepraat het. En Rikkie is bietjie van die jare gaan aan en so op die ouderdom van wel 7 of 8 jaar oud, het ons 'n saalopening en dit gaan oor die kruis van Jesus. En toe hulle sê ons moet bid, sien ek 'n visioen van die kruis en ek hoor vir die tweede keer in my lewe die stem van die Here en hy sê vir my, ek het vir jou gesterf. En daai oomblik, weer eens, jy's klein, jy besef nie al die goeders nie, maar die Here het die saadjie geplant in my hart. En ons lewe gaan aan, my pa op 'n stadium baie gedrink, verskriklik baie gedrink. En dan weer die genade van die Here het hy toe opgehou drink weer, ten minste, maar hy het nie die Here gedien, hy het net opgehou drink. En ons ek praat die eendag met hom en ek sê vir hom, papa, onthou jy,
toe ek klein was, het ons by die huis gestaan en ek het opgekyk na die sterre en papa het vir my gesê, kyk al hierdie sterre. En ek kan onthou, dis hoe ek het kan onthou, en hy het vir my gesê, die Here het elke liewe ster in die hemel gemaak. En eendag gaan hy terugkom om ons te kom haal. En my pa sê, maar hy het dit nog nooit van my gesê nie. En in daai oomblik het ek besef, ergens in my klein lewe het die Here met my ontmoeting gehad en hy het vir my hierdie van die sterre verduidelik en dat hy gaan terugkom om ons te kom haal. En tot vandag is ek baie lief vir die natuur, ek is baie lief vir die sterre, want my skepper het dit gemaak, jy voel nader aan die Here. En maar die tyd gaan nog steeds aan en die Here praat met my af en toe en op 'n stadium wat ek besluit, ek wil die Here dien. Ek wil my hart vir hom gee, ek wil ernstig raak met die Here. Nou, op daai oomblik het ek die pad alleen gestap, dis net ek in my Bybel, ek het niemand verleid nie, ek het nie 'n kerk nie, daar's nie YouTube wat jy jouself kan slim maak nie, dis net ek en die Here. En wat my so dankbaar maak, is ek kan vandag hier staan en ek kan sê, ek is nie deur 'n kerk gered nie, ek is nie deur 'n mens geleer nie. Die Here self het my kom haal, eenheid 'n geslag, en hy het my so gehandpiek en gesê, vir jou wil ek gebruik. Op die ouderdom van 16, het ek 'n ontmoeting met die Here, en hy vat my in die skrif na Jeremia se roeping, en Jeremia staan en hy sien die hemel, en hy sien die Here, en hy sien die engele, en die Here staan op en hy sê, wie sal ons stuur? Wie sal vir ons gaan? En Jeremia sê, hier is ek, stuur my. En toe ek daai skrif lees, is asof ek is in daai oomblik wat voor die Here staan, en ek sê, Here, hier is ek, stuur my. Ek weet nog nie wat nie, ek weet nie waartoe nie, maar hier is ek wil gaan. En die Here gebruik my van daai oomblik af. Mense het, sonder dat jy vir hulle gesê het, jy dien die Here, kom hulle na jou toe en hulle vra vir jou goed oor die Here. Sonder dat jy gesê het, ek weet jy loop nie met jou hand onder die Bybel, met jou Bybel onder jou arm nie, maar iets in jou het hulle getrek. En van kleins af het groot mense na my toe gekom en dan praat hulle met my oor hulle hartsake en hulle pak af en dan dink ek net maar hoe het jy nou geweet om met my te kom praat? En die Here het my so begin gebruik om mense te help, om vir hulle te bid en hy het my gehelp groei en hy het my geleer en ek wil net ophou. So dit kom toe 'n stadium wat ek bietjie van die pad af dwaal en ek weet nie of jy al gevoel het, jy gaan in 'n tyd van ballingskap in jou lewe, tyd van verdrukking. En die Here stuur my, nadat ek verkeerde ouetjie ontmoet het, stuur die Here my in ballingskap in. En die Here stuur my Potch alleen. En ek is by Potch en ek weet op daai stadium, ek het gedrink, ek het verskriklike goed gedoen, ek was nie 'n mooi mens nie. Maar die Here trek my, en hy sê vir my, wil met my tyd gaan spandeer. Ek weet nie wie ken Potch nie, maar ek het geloop, dan loop ek na die campus toe, en op 'n stadium sê ek, Here, wys my, waar kan ek 'n tydjie hê, wat hier met my praat, ek soek 'n alleen plek saam met U, want waar ek gebly het, daar was mense om, maar jy kan nie lekker gebid het nie, jy was nie alleen nie, en die Here sê vir my, gaan sportgronde toe. Ek sê, okay, en ek loop sportgronde toe, en ek kom daar en ek sê, okay, Here, dis seker nou maar op die paviljoen, en wat na die paviljoen is het veld, en dan sê ek, dit is al. En die Here sê, gaan verder. En ek gaan verder, en ek stop by die bome, en die Here sê, gaan in. En ek gaan in die bos in. En dit lyk, ek kan nie vir julle verduidelik nie, maar dit lyk, dis ryk, dis bosse, maar dit lyk soos 'n hand, wat so gevee het op die grond. Dis 'n perfekte plekkie vir my om te gaan sit langs die rivier. En die Here sê, hier wil ek jou ontmoet. En die Here trek my weer terug na hom toe, sonder dat ek het verdien, sonder dat iemand weer eens daar was, ek's verwerp, daar basies deur my familie, my pa's in die Kaap, my stiefma, ek het sy deur 'n verskriklike ding gegaan, ek is stoksiel alleen, die kerel wat ek daai tyd gehad het, is oorsee, sy male, het my so 'n bietjie gebruik vir 'n bediende daar in hulle huis, terwyl ek by hulle gebly het, toe hy weg is, en
die Here stuur my weg, maar hy omhaal my. En ons 'n skrif wat sê toe jy in jou bloed gelê en spartel het ek daar verbygekom en ek het by jou gestop en ek het jou opgetel, net soos die barmhartige Samaritaan. En die Here by my kom stop toe ek in my bloed gelê en spartel het en hy het my opgetel en hy het my weer vasgedruk. En dit is in daai oomblik, ek weet nie of julle gesien het op hoofkantoor, Nikki Cruz het gesê, God didn't wait for me to clean up. He met me in my mess. Nou die Here het my kom ontmoet in die modder. Hy het afgeklim modder toe en hy het my kom uittrek. Hy het nie gesê, kom jy op hiernatoe, maak eers skoon nie. Hy het my kom haal. En nadat ek in Potchefstroom sê, die Here vir my vlug uit die land van die noorde uit en ek weet, okay, ek moet hier die noordwes uitkom, ek moet weer teruggaan. En ek ontmoet my man. En nou, hy het sy gedeelte van die storie vertel van toe hy my die eerste keer gesien het. Maar toe ek in daai kerk instap daai dag, toe sê die Here vir my, terwyl ek in 'n baie slegte plek was, het die Here nog met my gepraat, die Heilige Gees verbaat jou nie. Amen. En ek stap in daai kerk en die Here sê vir my, hier is jou nuwe begin. En ek dacht, wow, okay, en jare gaan aan, en so 2-3 jaar, en ons 'n stadium met die diens wat hy voorstaan, en hy worship, en ek sê, Here, ek soek sulke man. Ek soek eendag so man. Toe die Here vir my nie so gegee nie, hy het vir my hom gegee. Maar ek dank die Here, eenheid 'n geslag het hy my geroep, hy het vir my gesê, hy wil my gebruik, hy gaan my stuur, en ek het gesê, hier is ek, Here, ek wil gebruik word, en hier staan ons vandag. Against all odds, uit 'n geslag van verslawing uit 'n geslag van goddeloos uit 'n geslag, uit 'n geslag, en die Here my kom handpick, en ek wil vandag vir elkeen hier wat hier sit sê, die Here het jou gehandpick, maak nie saak hoe lelik jou verlede lyk nie, maak nie saak hoe gaas alles om jou is nie, die Here het jou gehandpick, en jy sit hier met 'n doel, en ek wil nog 'n ding sê, mense wat inkom, wat nie soos ons lyk en ryk en nie soos ons lyk en nie soos ons bid nie, en nie soos ons, die Here het hulle gestuur. As die Here my kon gered het, kan hy enigiemand red. Amen.